As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Soos wat die gemeente se gebruik is hierdie jaar is om hierdie pelgrimstog te stap, en my preek sluit dan ook vanoggend aan by julle tema van luister en leer. So mag dit 'n dag wees waar julle ook kan luister en leer. Ons begin dan ons erediens vanoggend met ons toetrede lied. Ons toetrede lied is gesang 168 en ons sing al 3 die verse.
Jesus Christus sê in die woord van die Here, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Gemeente, mag ons daarom die liefde, die vrede, die genade en die teenwoordigheid van God ons Vader, Jesus Christus sy Seun en die Heilige Gees ervaar. Amen. Ons lofsang is dan nou gesang 199. Ons sing daar verse 1, 2 en 3 en dan daarna kan julle julle sitplekke inneem. Geliefdes, vanoggend se preek handel oor 'n gedeeltelik oor die wet van die Here. En ek het dit vorige keer toe ek hier ook gepreek het genoem, dat ons baie keer na die wil van die Here luister en nie noodwendig die aandag daaraan skenk wat ons moet nie. Omdat ons dit so gereeld hoor, word ons eintlik uitgewoon daaraan. Daarom lees ek vanoggend vir ons die wil van die Here uit Gesang 249 uit. Dit is basies die 10 gebooie wat net getoonset is, so kom ons luister dan na die wil van die Here. God het gesê, ek is die Here, wat vir jou uit sondeslawerny gelei het, na 'n nuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my nie. Gebruik my heilige naam nooit ydel, want God is waaragtig en trou. Hy sal die straf wat hom belaster, maar die wat hom liefhet, word behou. Eer ouers, eer owerhede, want God gee aan hulle gesag. En die belofte van die lewe dra jou ook in jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of wreek nie, liefde moet jou lewe rig. Moenie die eg verbreek nie. Behou dit wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Moenie aan valse dinge deelneem nie, wees een wat by waarheid hou. Deur u volmaakte wet, o Here,
ontdek ons steeds ons sondigheid. U Gees bring vir ons heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Amen. Geliefdes, ons sing dan nou ons skuld, sowel as ons genadeverkondiging. Dit is lied 232 en ons sing daarvan net verse 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees. Ek glo in die ewige lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here ons God, Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe wonderlik is dit vandag, Here, om hier by mekaar te kan kom, saam met soveel medegelowiges, elkeen wat 'n pad saam met U stap. Party van ons wat al jare lank U ken en op U vertrou, party wat dalk eers onlangs U liefde raak gesien en beleef het. Here, maar vir elke een van ons is dit 'n groot voorreg om vandag hier in Kreersdorp in Suid-Afrika te kan sit en in Afrikaans erediens te kan hou. Om U woord wat duisende jare oud is, vandag nog te kan lees en dat die Heilige Gees dit vir ons oopbreek en verstaanbaar maak. Here, ons weet ons maak nie altyd tyd vir U, soos wat U van ons verwag nie. Here, ons weet ons lewe kan so gejaagd wees en wanneer ons die Bybel lees, verstaan ons nie eers altyd wat die Bybel vir ons probeer sê nie. Baie keer is ons so moeg dat ons net 'n vinnige gebed voor slaaptyd sê. En steeds bly U getrou. En steeds bly U lief vir ons. Daarom bid ons vanoggend as 'n gemeente, Here, en ons vra dat U ons harte regtig sal oopmaak vir U woord vandag. Dat ons iets
van dit wat ons hier hoor, saam met ons sal dra, sodat ons dit kan gaan uitleef daar buite. Wanneer ons moeg is, wanneer ons oorweldig is, wanneer ons moedeloos voel. Selfs wanneer dit goed gaan en ons eintlik regtig gelukkig is, dat ons nie van U sal vergeet nie. Dankie Here, dat ons hier saam met ander gelowiges lofsange kan sing, stil kan raak in gebed en U teenwoordigheid kan ervaar. Ons bid vandag vir ons gemeente. Here, U ken elke persoon wat hier sit. U weet wie is siek. U weet wie se gehoor is nie meer goed nie. U weet wie se verstand is nie meer duidelik nie. U weet wie se liggaam is broos en swak. U weet wie se bankbalans nie meer so gesond is nie. U weet wie bekommerd is oor skoolwerk of wie verlang na geliefdes. U weet alles van ons af, Here. En daarom bid ons dat U saam met ons sal wees, sodat ons ons krag en ons sterkte van U af sal kry. Ongeag wat die wêreld daar buite skree, dat ons sal stil raak en na U sal luister. Ons bid hierdie dinge, Here, want ons weet, ons kan nie dit uit ons eie insig te doen nie. Ons het U nodig. Amen. Geliefdes, ons teksgedeelte kom vandag uit die Ou Testament uit Nehemia 8 uit. Nou soos wat julle op die bord kan sien, is daar 2 gedeeltes in Nehemia 8 wat ons gaan lees. Ons gaan die eerste 3 versietjies lees, en dan gaan ons weer die ander 4 verse lees vanaf vers 8 af. Maar voordat ons uit die teksgedeelte uit lees, wil ek net eers vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie teksgedeelte van vanoggend. Nou, meeste van julle weet, omtrent so 586 jaar voordat Jesus Christus gebore is. En dit is met ander woorde amper 3000 jaar gelede. Was die volk van God in ballingskap weggevoer. Nou vir die kinders wat hier is, en vir die jong mense, ballingskap beteken eintlik maar, dat daar was oorlog, en God se volk het nie gewen nie. En toe het hulle die volke, of die gesinne opgebreek. Hulle sou die mans na een plek toe stuur, en die vrouens en kinders na ander plekke toe. Hulle het families opgebreek. Reg oor die land is die gesinne versprei. En in ons denkraamwerk van vandag klink dit nie so erg nie, want ons het selfone en ons het karre, so ons kan na mekaar toe ry en ons kan kontak hou. Maar hulle het dit nie gehad nie. Ons weet dit, ons besef dit net nie altyd nie. So as hulle daar versprei was, het hulle nie geweet of hulle mekaar ooit weer gaan sien nie. Hulle het nie geweet as die man weggevoer word, of word hy vermoor nie. Word hy 'n martelaar, waar is hy nie? Dieselfde met die man wie se kinders weggevoer word, hy het nooit geweet, gaan hy hulle weer lewend sien nie. So die ballingskap was 'n verskriklike groot en traumatiese gebeurtenis vir die volk van die Here. En toe kom daar 'n nuwe koning aan bewind. En hy het 'n skinker, 'n wynproewer, iemand wat vir die koning wyn aanbied en vir hom vertel wat se wyn is dit, en dit is 'n baie belangrike werk gewees in daardie tyd. En hulle besluit, hulle praat toe saam en hulle besluit toe dat van hierdie Israeliete kan maar teruggaan Jerusalem toe, van waar hulle vandaan kom voor die ballingskap. En 'n klomp Israeliete is terug Jerusalem toe, en wat hulle daar aantref was verskriklik. Jerusalem se stad se mure was vernietig. Weereens klink dit nie vir ons so erg nie, want dan bou jy maar net weer mure. Maar vir 'n volk het dit beteken, die mure het 'n stad veilig gehou. Mure het sekuriteit beteken, mure het selfs eenheid beteken. So die feit dat daar nie mure was nie, het eintlik vir hulle gesê, dat hulle nie meer 'n eenheid is nie, dat hulle nie beskermd is nie.
Maar wat vir hulle nog erger was die feit dat hulle tempel totaal en al afgebreek was. Die plek waar hulle gegaan het om God te aanbid, om offers te bring, om die Here te ontmoet, was weg. En saam met dit het dit vir die volk gevoel asof die Here ook nie meer omgee nie. Asof hy nie meer daar is nie, asof hy nie besef waardeur sy volk gaan nie. Nou Nehemia was daar die skinker waarvan ek gepraat het. En toe hy nou hoor dat hierdie nuwe koning sê die Israeliete kan teruggaan, toe besluit hy maar hy wil teruggaan na sy mense toe. Hy was baie gelukkig in hierdie vreemde land. Hy het 'n baie goeie werk gehad in die vreemde land, maar hy wou na sy mense toe. Want dit is sy mense. En so gaan hy terug na Jerusalem toe en hy sien die volk daar. Ten gronde, emosioneel en fisies. Nou om so 'n bietjie vorentoe te spring in hierdie verhaal, die volk begin toe deur die stad se mure te bou. 52 dae het hulle gevat en hulle die hele Jerusalem se mure herbou. En dit was eintlik wonderlik want dit is baie vinnig. Maar dit het vir daardie volk net bietjie weer sekuriteit gegee, waarde gegee. 'n plek gegee waar hulle hoort. En as julle nou dink ek het vergeet van die teksgedeelte, glad nie, ons gaan nou daarby kom. Maar wat toe nou hier gebeur is, nadat die muur gebou is, toe roep hulle die profeet Esra. En hulle sê, Esra, bring die boek. Bring die woord van die Here. Dat ons saam kan lees. Dat ons kan luister. En dit bring ons dan by ons teksgedeelte vanoggend. Ons lees Nehemia 8 vanaf vers 1 tot 3 en dan weer vanaf vers 8 tot 12. Toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus oral in die stede. Die hele volk het soos een man bymekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra, die skrifgeleerde, gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring. Man, vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Die Lewiete, Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sebetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabat, Ganan en Pelaja het die wet aan die gemeente verduidelik, terwyl die volk daar staan. Die Lewiete het uit die boek, uit die wet van God, voorgelees en dit uitgelê. Hulle het die betekenis weergegee, sodat die mense dit kon verstaan, of kon verstaan wat gelees word. Nehemia, die goewerneur, die skrifgeleerde priester Esra en die Lewiete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan die Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die Lewiete het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig
Dit is 'n gewyde dag. Moenie bedroef wees nie. Geliefdes, nou wil ek hê julle moet in julle geestesoog net hierdie beeld sien. Hierdie magdom mense wat bymekaar kom. Mense wat eintlik broos is as gevolg van die ballingskap. Mense wat nou in 'n nuwe land, wat al is dit hulle ou land, is dit 'n nuwe land vir hulle, waar hulle self bevind en waar hulle van voor af moet begin. Hulle moet hulle huise opbou, hulle moet weer vee bymekaar kry, die landerye moet regkom, die tempel moet gebou word, die mure van die stad moet gebou word, en nou het hulle klaar die mure gebou. Hulle kom bymekaar en die wet word vir hulle voorgelees. Neem net in ag dat baie min van hulle kon lees, so dit wat hulle hoor, het hulle eintlik half gememoriseer, en as hulle iets nie verstaan het nie, het die leviete hier tussen hierdie mense deurgeloop, en aan hulle verduidelik. Sien hierdie prentjie van Esra, wat so 'n bietjie hoër staan, nie omdat hy belangrik is nie, sodat die mense hom goed kon hoor. En dan sien julle al hierdie magdom mense, wat vir 8 ure lank na die woord van die Here luister. Nou ek weet baie van ons begin so kriewel in ons stoele na 'n uur as die dominee te lank begin praat, en ons kyk en ons dink aan die kos wat nog gedoen moet word, en die huiswerk en alles wat nog gebeur hierdie week. Maar hulle het alles laat vaar, en vir 8 ure lank gestaan en luister na die wil van die Here. Na dit wat Esra vir hulle lees. En terwyl hulle dit hoor en oor probeer memoriseer, en terwyl hierdie leviete hier tussen hulle rondloop en vir hulle dit probeer uitlê, besef hulle dat hulle nie leef soos wat die wil van die Here vra nie. En dan verstaan hulle ewe skielik waarom die ballingskap plaasgevind het. En dan begin hierdie volk huil. Daar op hierdie stadsplein treur hierdie mense oor hulle verkeerde keuses. En dan sê Esra vir hulle, maar moenie huil nie. Van vandag af gaan ons fees vier. Ons gaan die Here dien. Hierdie dag word aan die Here gewy. Alles wat gebeur het is nou verby. Ons begin nuut. Geliefdes, maar nou sit ons hier in 2026 en ons lees hierdie stuk geskiedenis en ons dink, dis mooi, dis goed, maar wat beteken dit vir ons? Bou ons nie ook maar mure nie? Het ons nie ook maar sisteme en reëls en beleide en ordes en alles in plek, sodat dit lyk asof ons in beheer is nie? Ons maak ons eie mure, ons skep ons eie veiligheid, sodat ons beskerm kan word, en eintlik binne in daardie mure val ons uitmekaar uit. Dink vir 'n oomblik aan jou gesin. Och, 'n mens probeer so hard om dit vir jou kinders moontlik te maak om alles te doen. 'n Mens probeer so hard om vir jou kinders die beste te gee. En dan as jy by die skool kom en jy kyk na die ander ma's en pa's, dan lyk dit so asof hulle presies weet wat hulle doen en jy het nie idee nie. Alles hierdie front wat ons as mense voorhou. En dieselfde by die werk. Dit is so gejaag, daar is soveel goed wat afgehandel moet word in die paar ure wat ons het. Dit voel net asof tyd nie genoeg is nie. Tog wanneer mense van buite af na jou toe kyk, dan lyk dit asof jy totaal en al in beheer is. Wanneer ons op sosiale media rondskrap en ons kyk na ander mense se lewens, dan lyk dit asof hulle net gelukkig is. Asof dit net goed gaan.
Daar is nie siekte nie, daar is nie verlange nie, daar is nie finansiële nood nie, daar is nooit konflik of bekleierery nie, dit gaan net goed. Want dit is die mure. Maar binne in daardie mure, geliefdes, dit is daar waar ons ook moet sit en vra na die wil van die Here. Dit is daar waar ons ook baie keer van moedeloosheid uitbars in trane, omdat ons so ver van die Here af voel, omdat ons so magteloos voel, omdat ons so weerloos is. Dit is daar binne daardie mure waar ons besef, maar ek is nie meer so gesond soos wat ek wil wees nie. Of my geheue is nie meer so skerp soos wat dit kan wees nie. Of my kinders is besig om groot te word, het ek genoeg gedoen om hulle te leer van die Here. Dit is binne daardie mure wat jy na jouself kyk en sê, is my verhouding met die Here wat dit moet wees? Dit is tussen daardie mure wat ons ook baie keer net huil en besef, ons hoor die wet, ons hoor wat God van ons verwag, maar ons luister nie noodwendig nie. Ons leef nie noodwendig soos wat God vra nie. En dan, soos wat Esra en Nehemia vir die volk sê, julle het nou gehuil, julle het nou besef, julle lewe nie soos wat julle moet nie, maar gaan nou, hou nou op treur en gaan leef. Gaan vier fees, omdat God jou uitgekies het. Omdat God jou lief het. Omdat God nie van jou vergeet het nie. Gaan deel kos uit, omdat dit is wat God vra. Wees liefdevol en barmhartig. Gaan nou van hier af weg en gaan lewe anders. Dis asof Nehemia en Esra hier voor sou staan vandag en vir jou sê, goed, as jy nou uit hierdie kerkgebou uitstap, jy het nou gehoor wat die Here van jou vra. Hy vra dat jy moet liefde leef. Hy vra dat jy hom eerste moet stel in jou lewe. Hy vra dat jy moet vertrou met jou gesondheid, met jou finansies, met jou kinders. En jy het nou 'n keuse, jy kan hier sit, jou kop laat sak en dink, ek doen dit nie. Ek sukkel so. Jy kan huil. Of jy kan hier opstaan en uitgaan en gaan feesvier, omdat God nie van jou vergeet nie. Omdat jy weer gehoor het hoe lief God jou het en dat hy vir jou opdrag gee. En jy kan hier uitgaan en jy kan gaan leef dit wat jy vandag gehoor het. Dis immers die doel van 'n gemeente. Dis immers die doel van hier saamkom week na week, is om weer die woord van die Here te hoor en dit dan uit te vat na die wêreld daar buite. So geliefdes, ons kyk na hierdie gedeelte in Nehemia en ons sien hoe honger die volk was vir die woord van die Here. Hoe hulle vir 8 ure oor en oor geluister het en die woorde ingeneem het, sodat hulle dit net saam met hulle kan dra, sodat hulle dit net kan onthou. Mag jy vandag ook weer daardie honger vir die Here se woord ontdek. Mag jy ook vandag hier uitstap en sê, Here, ek lewe nie noodwendig soos U vra nie. Ek luister na U wet en ek
doen nie noodwendig dit wat U vir my verwag nie. Maar van nou af gaan ek luister en ek gaan leef. Vandag is 'n dag wat aan die Here gewy word. Wees rustig. Gaan vier fees, eet, drink en deel dit uit. Moenie bedroef wees nie. Amen. Geliefdes, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here ons God, baie dankie dat ons weer in U woord kon lees. 'n Teksgedeelte wat al so oud is, maar wat vandag nog net so waar is. Wat vandag nog met ons gepraat het en vir ons gesê het hoe ons so baie keer ons verhouding met U net kan toeskuif. So 'n klein deel van die dag aan U wy. Ons self troos met 'n gebed in die oggend of 'n gebed in die aand en dink dit is voldoende. Dankie dat hierdie teksgedeelte ons weer eens laat besef het. Dat elke besluit, elke oomblik, elke dag aan U gewy moet wees. Dat U deel moet wees van elke ding. Hoe ons kinders grootmaak, hoe ons met vreemdelinge in die publiek werk. Hoe ons werk doen, hoe ons met ons vriende en familie omgaan. Alles, Here, moet getuig van U liefde en U goedheid. En ons kan dit nie op ons eie doen nie, Here, ons weet dit. Ons is maar net mense, ons maak foute, en ons is baie keer ongehoorsaam. Maar dankie, dat ons weet U gee nie op nie. Dankie dat U die Heilige Gees vir ons stuur om ons te lei. En help ons, Here, om ook dit wat ons vandag gehoor het, om werklik daarna te luister en dit te gaan uitleef. Ons bid hierdie dinge in die almagtige naam, Here. Amen. Ons staan dan nou vir ons slotsang. Ons slotsang is gesang 492 en ons sing daar verse 1 en 2. En wanneer ons na die woorde kyk van hierdie lied, wil ek hê julle moet asseblief oplet dat ons eintlik deur hierdie woorde sê, maar God is deel van alles. Elke dag, elke oomblik. Hier mag ons dalk mure opbou, maar die Here sien wat binne-in daardie mure aangaan. Ons sing dan nou gesang 492.
Geliefdes, mag julle vandag, maar ook elke dag, die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid en die vrede van die Heilige Gees ervaar. Amen. As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap Op ons gebroke